Baie welkom hierso vanmiddag by 'n heerlike teetjie saam met Bekkie. Dat ek julle net wys, ek het alweer my portapool, want 'n ou bekertjie, 'n koppietjie vat hopeloos te min, 'n beker vat ook maar min, maar my portapool, hy vat oor genoeg om heerlik te kan kuier. Mens moet kuier op 'n beker tee of op 'n koppie tee, hoor. Is nie net vir vinnig afsluk nie, jy moet hom geniet slukkie vir slukkie. Elke deeltjie is heerlik. En vandag gaan ons ietsie geniet saam met ons teetjie wat ek al voorheen ook geniet het, maar hierdie een het nou weer 'n bietjie van 'n ander verhaal, nê? Julle moet nou al weet dat teen die tyd dat in die Mark se huishouding vind jy gewoonlik skynpies. Nou, hierdie skynpies, ek wil gou vir jou wys. Kyk, hierso is nou 'n normale grootte. Hy's bietjie kleiner as die normale grootte, maar hy's normale grootte. Maar die wat ons vandag oor gaan gesels is, ag, hulle is so klein dat hulle moes 2 van hulle op mekaar vasplak met 'n bietjie sjokolade tussenin. Kyk net hoe klein is hierdie enetjie. Och, ja, so, ons gaan 'n bietjie gesels oor klein goedjies in die lewe wat baie groot dinge geword het. Wanneer ek daai emmertjie oopmaak waarin daai skynpies is, jy kan nie net enetjie eet nie, jy moet 'n paar eet, maar die eerste kleintjie wat jy in jou mond sit, dan, wanneer hy kom nog so aan, dan kry jy al die idee en die gevoel van, hier kom iets lekker, daai botterreuk, wil ek amper sê, gaan hom so vooruit, nee, en hy smelt al in jou mond, nog voordat hy jou mond gehaal het, en dit is so lekker, dis regtig heerlik. Klein dingetjies, wat groot dinge geword het. In die eerste geval waarin ek dink, daar is so baie in die Bybel, hy sê, ek dink is in Sagaria wat hy sê, moenie die dae van klein begin verag nie. Maar ietsie waarin ek gedink het in die Ou Testament, is toe Elia by die weduwee kom, en sy vir hom sê, al wat ek het is 'n handjievol meel en 'n klein bietjie olie. En hy sê vir haar, maak eers vir my 'n roosterkoek, en dan sal daar altyd meel in die pot wees, en die olie in die vat sal nie opraak nie. Wow, en dit was so gewees, wat 'n wonderlike getuienis uit die Bybel uit, waaraan ons kan vashou. Here, ek het so min. Here, dit wat U vir my gegee het, voel vir my so ontoereikend. Dit voel so vir my, asof ek niks daarmee kan doen nie. Here, wat kan ek vir U beteken? Here, dit is so klein en dit is so min. Ek wil vandag vir jou sê, God vat jou klein en jou min, en hy maak dit baie. Hy maak dat dit nooit ophou nie. Jy kan maar uitgee, jy kan maar met ander deel, jy sal altyd genoeg oor hê vir jouself. Dit is so wonderlik. En dan gaan ons 'n bietjie na die Nuwe Testament toe, en ons gaan kyk, daar waar Jesus die skare voed, met trokke en trokke vol kos, wat I&J en Boukomo daar kom aflewer het. Nee, met 2 vissies en 5 broodjies. Hoor hier, ek moes eintlik maar dit ook nou vir jou in 'n bordjie hier gepak het, dat jy nou mooi kan sien, hoe groot is, of hoeveel is 2 vissies en 5 broodjies, want hierdie seentjie wat dit gehad het, dit was oorgenoeg vir sy hele huisgesin gewees, maar ek weet nie eers of die huisgesin 4 of 5 lede gehad het nie. En hier sit skares voor Jesus, duisende mense, maar hy sê, in my hande is dit genoeg. Die bietjie wat jy het, maak God vandag genoeg. Die bietjie wat jy voel, Here, ek is eintlik te skaam om te wys wat ek het. Here, dit is so min, dit maak nie eers sin nie. Dit vat God, en met sy hande vermeerder hy dit, sodat jy met ander sal kan deel. Weet jy wel, waarvan praat jy? Praat jy van kos, fisiese kos? Wel, ek wil vir jou sê, ek het alself ook by tye, wat ons net moes begin eet het, dan kom daar gaste aan, en sê ek, Here, vandag is dit asseblief tog die weduwee van Krit se meel en olie, of die 2 vissies en 5 broodjies, waarmee Jesus se skare gevoed het, maak vandag hierdie kos meer, en wonder elke keer, dan was daar kos oorgewees, want dis wat Jesus doen, dis wat hy vir ons doen, as ons opreg vir hom vra, maar ook geestelik, dit wat jy voel, Here, dit wat ek het is te min, Here, dit wat U vir my gegee het is so gering, Here, ek kan nou nie soos daai ene dit doen nie, en ek kan nie soos die ene dat doen nie, en ek kan nie 'n koek bak nie, en ek kan nie, dat ek jou nou mooi vertel, ek het vir julle nou die dag ook gesê, toe die Spreuke 31 vrou geskryf is, en ek sien haar lamp het nie dood gegaan nie, sy het vir haar mense klere gemaak, en ek so dankbaar vir Mr. Price, en vir Edgars, en vir Fushini, en vir Troos wat daar is, want ek kan nie klere maak nie. My ouma Betty was 'n baas
pakster. Kyk man, sy het by elke VLV byeenkoms al wat 'n trofee is gevat vir die beste en die fynste gebak en die lekkerste kos. En dan het my oupa al hoe groter en groter geword en ek gesê, julle moet verstaan dat terwyl Betty, haar naam was ook Betty, alles so bak en beproef, moet ek mos nou die proefkonyn wees, iemand met die flops eet, so ek het al hoe groter geword. En ouma Betty kon 'n trourok maak, never mind 'n gewone rok of iets. Sy het treye gebrei, sy het amper wil ek sê die gemeenskap gehelp om klere om te klee. En ek kan skaars 'n knoop vaswerk, want ek kan nie eens 'n vatdoek om swem nie. Maar ek kan bietjie sing en ek kan bietjie klavier speel en met dit wat die Here my gegee het, dit doen ek vir hom. Want hy het vir ons elkeen gegee vir ons die maat waarvoor ons verantwoordelikheid kan dra. En dit kyk hy vir ons vandag en sê ek het vir jou ietsie kleins gegee. Ek het vir jou 'n ou klein bietjie gegee of 'n klein stukkie. Wat maak jy daarmee? Sit jy dit onder die maatemmer en sê nee o aarde, nou sien die mense hoe klein of hoe gering myne is of hoe min ek het. Nee, vat daai bietjie en begin daarmee woeker. Weet jy, 'n klein bietjie word gou meer. 'n klein bietjie word gou meer. Daai klein skynpies is 'n klomp van saam binne in ons emmertjie. En dit is heerlik. En ons geniet dit. Ek het net die oomblik toe ek dit oopgemaak het gedink, o nee, liewe aarde, hierdie skynpie is te klein. Wat kan ek nou hiermee doen? Kom ons gooi hom weg nie. Daar's nie 'n manier nie. Hierdie klein skynpie is heerlik en ek sal hom nooit laat verbygaan nie. Ek maak seker dat elke een iewers te verdwyn. Daar's 'n gaatjie daar waar hulle verdwyn. Vat vandag jou min, of wat jy dink is min. Want jy weet wat jy dink is min, is weer baie in 'n ander ou se oë. Nee, ons kyk mos nou graag wat gaan in die ander ou se mandjie aan. As jy daar in Spar loop en loerie so na die ander ou se trollie toe, dan sien jy, hy het 'n vreeslike groot trollie en daar lê net 'n pakkie wortels onder en dan dink jy, fooi tog, dit gaan maar swaar, is seker die middel van die maand. En vergeet jy het net so 'n groot trollie, maar jy het nou maar net 'n brood in, want jy moet nog die hele winkel deurloop om hom vol te maak. Ja, so is ons mense. So ons kyk wat het die ander ou en wat het ek? En dan vergelyk ons. Nee. Jesus het vir elkeen van ons iets gegee. God het aan elkeen van ons iets toevertrou. Jou talente is miskien nie my talente nie en my talente is miskien nie jou talente nie, maar ek wil vandag vir jou sê, vat jou bietjie en gee dit vir Jesus en sê, Here, ek wil iets vir u doen met my min. En jy sal verbaas wees. Miskien nie op aarde nie, maar eendag, as jy daar bo in sy heerlikheid kom, gaan iemand na jou toe aangestap kom en sê, weet jy wat? As gevolg van een sinnetjie, wat jy vir my gesê het, op die regte tyd, op die regte dag, is ek vandag hier. En saam met jou in die heerlikheid van God. Moet jouself nie geringskat nie. Moenie jouself minag nie. Little is much when God is in it. Mag die Here u baie ryklik seën en baie liefde.